Goeienaand Lewende Woord Centurion en almal wat saam met ons ingeskakel is by Woordskool. Ek hoop julle geniet vanaand se Woordskool uit Romeine. Welkom Wouter, ek is baie bly jy's hierso. En dankie dat jy bereid is om weer saam met ons deur die woord te gaan. Yes. Ja, ons het so 'n bietjie 'n breek gevat deur die wintervakansie heen en daar het 'n paar goed gebeur wat so 'n bietjie ons laat ophou het met die woordskool. Maar ons is weer terug en ons gaan aan, ons is by Romeine, ek dink die laaste keer het ons van Romeine 6 vers 1 tot 14 gevorder. Okay. Ek dink net om so 'n bietjie terug te gaan na dit toe en dan gaan ons weer aan. Maar kom ons begin eers deur saam te bid. Here, baie dankie vir u woord, dankie dat u woord die waarheid is, getrou is en lewensvormend is. Here, u woord verander ons hele lewe. En ons as gelowiges wil ons geloof in u kom stel en besef u werk kragtig deur u geloof. Dankie Jesus. Amen. Nou dit is vir my so wonderlik hierdie hele ding. Ons het verlede keer toe ons gesels het oor vers 1 hoofstuk 6 vers 1. Dit ons vir mekaar gesê dit gaan eintlik oor die heiligmakingsproses. Okay. En ons geloofslewe as gelowiges in die heiligmakingsproses. En vir my is die hoogtepunt vers 6 wat sê, dit weet ons, dat ons ou mens saam met hom gekruisig is, sodat ons sondige bestaan tot niet gemaak kan word, en ons nie meer slawe van die sonde is nie. So, in Paulus se kop is daar baie duidelik, twee tipes mense. Een wat gelowig geword het, nuut herskep, wedergebore, in geloof lewe, mense wat geloof het. En aan die ander kant, mense wat nog nie tot geloof gekom het. Mense wat eintlik geestelik dood is. En mense wat in hulle sonde vasgevang is, en wat eintlik dan eers deur 'n kruisigingsproses moet gaan om by wedergeboorte uit te kom. So dis waar ons laas keer was. Vers 11 het gesê, beskou julle self dan so dat julle in Christus Jesus dood is vir die sonde, maar lewend vir God. So, sodra jy hierdie oorgang gemaak het, het jy alles gelos wat sondig is en 'n sondige ou lewe gelos. Nou sê hy, vers 12, laat die sonde dan nie langer oor julle sterflike liggame heers om julle begeertes te laat gehoorsaam nie. Ons het daar 'n bietjie daaroor gepraat, vers 14, die sonde mag beslis nie oor julle heers nie. Julle is immers nie onder die wet nie, maar onder die genade. So, nou maak hy dit, nou vat hy verder, nou sê hy, hier was mense wat in hulle sondige bestaan nie by Christus Jesus uitgekom het nie. En hulle het op 'n wettiese manier probeer om by die Here uit te kom. Maar nou dat jy hier is en by die Here is jy nie meer onder die wet nie. Jy is onder genade. So, hierdie kant wat sondige mense was, wat mense was wat nie by die Here uitgekom het nie. Daar's twee tipes van hulle. Daar's Jode wat in die wet vasgehou het en op 'n wettiese manier by God probeer uitkom het. En dan was daar heidene wat absoluut net sondig was. En hy is besig om so 'n bietjie oor albei te praat, maar sy hoofklem lê dat ons niet is. En of ons nou Romeine, Jode is wat niet gemaak is en tot wedergeboorte gekom het, of Romeinse heidene wat uit afgodediens niet gemaak is en tot bekering gekom het. Ons staan onder die genade van die Here. En nou beskryf hy dit. Nou sê hy, vers 15, weer een van Paulus se vraag, wat dan? Sal ons sonde doen omdat ons nie onder die wet is nie, maar onder die genade? Nou sê hy, hoegenaamd nie. Nou dat ons onder hierdie genade is, kan ons nou maar weer die sonde doen, want ons is mos nou in 'n geval genadig, die Here is goed vir ons. Dan sê hy, hoegenaamd nie. Besef julle nie dat as julle julleself vir iemand beskikbaar stel om as slawe te gehoorsaam, julle slawe is van die persoon aan wie julle gehoorsaam is nie. Julle is of slawe van sonde, wat tot die dood lei, of slawe van gehoorsaamheid, wat lei tot geregtigheid. So, julle is of
dit is vir my so mooi dat Paulus die konteks van slawe in die boek van Romeine gebruik, want dit was, hierdie mense het dit verstaan. Slawe was deel van hulle kultuur, was deel van hulle alledaagse ding, dit was soos iets wat alledaags by ons is, soos karbestuur by ons. Dit was hoe algemeen slawe vir hulle was. Jy het daagliks met slawe te doen gekry, almal het slawe gehad en almal het geweet dat 'n slaaf moet gehoorsaam wees aan sy meester. En dat 'n slaaf kan skuif van een heerser na 'n ander heerser toe en dan gehoorsaam moet wees aan hierdie een. Hy kan nie meer gehoorsaam wees aan sy vorige ene nie. Okay. Hy moet gehoorsaam wees aan die eienaar, wat nou sy nuwe eienaar is. En die Here is besig om te sê, wow, wag 'n bietjie. Julle vra, nou dat ons onder die genade van die Here sit, kan ons weer doen wat sonde is? Want ons staan ons nou onder genade. Sê die Here, nee, wag, julle is eintlik slawe, toe julle tot wedergeboorte gekom het. Kom ek gebruik hierdie beeld, dat julle slawe is nou van genade en dat julle dan gehoorsaam moet wees aan die Here, dis geregtigheid. Dis om reg te lewe, om soos Jesus te leef. Iemand het een keer gesê, die mooiste beskrywing van die woord geregtigheid in die Bybel is soos Jesus te leef. En ek hou nogal daarvan. So, nou sê hy, nee, wag 'n bietjie. Julle is nou slawe van gehoorsaamheid wat lei tot geregtigheid. Julle was slawe van die dood, van sonde wat gelei het tot dood, maar nou is julle slawe van gehoorsaamheid wat lei tot geregtigheid. Vers 17. Aan God die dank dat julle wel slawe van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die vorm van leer waaraan julle onderwerp is. Julle het nou 'n nuwe leer, 'n nuwe manier van dink, en julle moet julleself onderdanig stel aan hierdie leiding van hierdie nuwe eienaar wat jy het. Vrygemaak van die sonde, het julle slawe van die geregtigheid geword. Terwille van julle menslike swakheid, praat ek in 'n menslike terme. Ek gebruik 'n voorbeeld, sê Paulus, wat julle sal verstaan. So, menslike terme, slawerny, dis die terme wat hy gebruik. Iets wat jy wil sê in dit? Nee, ek dink ek wou eintlik dit in die begin gesê het van, ek dink Romeine is 'n baie meer ingewikkelde boek, en ek dink hy is die styk van die geloof, nee. As Paulus praat van melkkos en dit, dan hierdie is totale vaste kos, en dit is konsepte wat soms vir ons moeilik is, en partykeer in die konteks, want ons leef nie meer vandag in 'n slawe konteks nie. So dit is moeilik, en dis moeilike goed wat Paulus aanspreek, maar ek dink dit is die radical teologiese boek. Ek dink is die mees teologiese boek in die Bybel. Ja. En net konsepte, en tog probeer hy dit, jy weet, verduidelik hy dit mooi, maar ons moet onthou, dit is in die hand van hulle konteks. Maar dat hy die punt deurbring van, ja, ons was in 'n ander koninkryk, en ons is oor na 'n nuwe koninkryk. En ons het 'n nuwe eienaar. 'n ou manier van leef, 'n nuwe manier van leef. Ja, daai absolute, uit die een wêreld na die ander wêreld, uit die een koninkryk uit na die ander koninkryk, soos wat 'n slaaf sal gaan van een eienaar na 'n ander eienaar. Dit is hy is besig om nou te sê, luister, ek gebruik 'n voorbeeld, 'n beeld wat julle almal verstaan, en nou is hy besig om na 'n ander beeld te hoor te skakel. Hy sê, want soos julle ledemate in diens van onreinheid en losbandigheid gestel het, om losbandig te leef, stel nou julle ledemate in diens van geregtigheid om heilig te leef. Nou praat hy van, luister, jy het jou hele lyf gebruik. Jou kop, jou verstand, jou lyf, jou hande, jou voete, alles gebruik in sonde. Nou het jy oorgekom, nou moet jy jou kop, jou hande, jou lyf, jou siel, liggaam, siel en gees gebruik tot voordeel, tot geregtigheid, om soos Jesus te lyk en heilig te leef, heilig toegewyd aan die Here te leef. Maar was daar nie in hierdie konteks en hierdie kultuur ook die Grieke wat gesê het, jy kan doen wat jy wil, want jou
gees kom tot wedergeboorte. Was dit nie een van die goeters wat ook Dit in was, die kerk... dit was een van die dwaalleringe, Ja. wat Paulus nie spesifiek hier aanspreek Ja, nie, maar ja. jy kan ook daarby uitkom dat Paulus is nie besig om hier te sê dat, luister, jy kan nog maar, jou liggaam kan sonde doen, maar jou gees moet ten minste rein wees. Ja. Nou, verstaan jy, hy is besig om te sê, jy is ten volle nou in geregtigheid. Deur genade moet jy in geregtigheid leef, heilig aan die Here toegewy, né? Dan sê hy vers 20, want toe julle nog slawe van die sonde was julle nie aan geregtigheid gebonde nie. Julle was nie, julle hoef nie geregtig te gewees het nie. Maar nou moet julle wees, julle moet heilig leef, né? Vers 21. Watter vrug het julle destyds verkry? Hy is besig om te sê, watter voordele het daar bestaan om in sonde vasgevang te wees, die slawe van sonde? Oor daardie dinge skaam julle nou, want die uiteinde daarvan is die dood. As jy mooi dink, dan is alles seksuele sonde, te veel drink, te veel dwelms gebruik, die manier hoe daai mense geleef het, verkeerd eet, al hierdie goeders, verstaan jy, wat die afgoderyse praktyke het tot die dood toe gelei. Letterlik het dit jou liggaam vernietig. Nou sê hy, dis die vrug wat julle daaroor gehad het, inteendeel, julle het sulke slegte en afskuwelike goed gedoen, dat julle eintlik skaam is daaroor. Nou sê hy, maar, vers 22, nou dat julle van die sonde vrygemaak is, en diensbaar aan God geword het, lewer julle die vrug van heiligmaking. Ek wil so 'n bietjie stil staan by daai konsep van die vrug van heiligmaking. Ons leef nou en ons lewer die vrug van heiligmaking. En die uiteinde hiervan is die ewige lewe. So hier het alles tot die dood toe gelei, en eintlik nie net tot 'n fisiese liggaamlike dood nie, maar ook geestelike dood, eintlik die hel. En hierdie, as jy reg lewe en die vrug van heiligmaking in jou lewe is, met ander woorde, geloof uitgeoefen word en 'n pad van geloof, het jy 'n toekomsverwagting, 'n hoop, en jy kyk vorentoe en jy sien, die Here het vir my 'n ewige lewe. Dis een van die goed wat gebeur as ons die Here dien. Die vers 23, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. En ek wil oor en oor sê, ek dink deel van ons geloof is dat die Here vir ons lewe en lewe in oorvloed gee, maar ook 'n ewige lewe gee. En die lekker is dan dat daar 'n vrug van heiligmaking kan wees. Dat ons het vir mekaar gesê, en is daai prentjie wat ek altyd deel, nou dat ons tot bekering gekom het, is daar 'n geloofslewe wat ons leef, en is daar goed wat ons reg wil doen, sorteer ons die issues in ons hart uit, en wil ons meer en meer soos Jesus lyk, maar wil ons ook meer en meer soos Jesus doen. En een van die goed is om in geloof te lewe, om te sê, ek is 'n gelowige nou, en nou kan ek vir siekes bid, ek kan vir hulle die hande oplê en hulle sal gesond word, ek kan armes versorg, is jy right? Ek kan armes versorg, ek kan mense wat nie kos het nie kos gee, ek kan, dis deel van my heiligmaking. Ek het die geloof om wat ek het met mense te deel, die Here sal bly sorg vir my. Ek is nie bang en sit met vrees dat ek in armoede gedompel sal wees nie. Luister, die Here is die God van oor as genoeg. Kom ek deel in geloof uit, want dan sal die Here vir my sorg. Dis vrug van heiligmaking. Kom ek bid vir mense, en ek het nie die image van, ek wil net nie stupid lyk as ek vir iemand bid nie. Dis nie die vrug van heilig, dis vrees. Die vrug van heiligmaking lyk soos, ek is gelowig, ek het die geloof van Jesus Christus, en ek gaan nou reg doen, en as ek reg gaan doen, gaan ek vir mense bid, mense versorg, by mense wees, vir mense liefde wys. Baie belangrik. Goed, hoofstuk 7, vers 1, of weet julle dan nie, broers,
Ek praat immers met mense wat die wet ken, dat die wet seggenskap het oor die mens vir so lank as wat hy leef nie. So Paulus is besig om te sê, wag, kom ek praat net gou met die ouens wat hierdie kant is, nou tot bekering gekom het, maar julle kom uit die Joodse tradisies uit, julle ken die wet. Die wet het eintlik seggenskap oor jou, solank as wat jy leef. Vers 2 sê, volgens die wet is die getroude vrou tog aan haar man verbonde terwyl hy nog leef, maar as die man sterf, is hy onthef van die wet ten opsigte van haar man. So, hy gebruik nou 'n volgende beeld, en hy is net besig om te sê, jy is onderhewig aan die wet, maar as jy sterf vir die wet, dan kan jy onderhewig word aan jou nuwe man, aan die vryheid van genade. Maar nou sê hy, volgens die wet is die getroude vrou tog aan haar man verbonde terwyl hy nog leef, maar net as hy sterf is sy onthef van die wet ten opsigte van haar man. Vers 3, gevolglik sal sy as 'n egbreekster beskou word, as sy 'n ander man se vrou word terwyl haar man nog leef, maar as haar man sterf is sy vrygestel van die wet, en as sy 'n ander man se vrou word, is sy nie 'n egbreekster nie. So Paulus is eintlik nog besig om van totale oorgawe en toewyding te praat. Dis wat die hoofstuk 6 eintlik vir jou en my sê is. Ek en jy leef 'n lewe van heiligmaking. Ons het totaal en al opgegee op 'n lewe van sonde, wettiesheid, ou manier van dink, reëls en regulasies en bose sonde. Nou sê hy, nee, wag. As jy sou dink dat jy, terwyl jy nog hierin leef, ook getroud kan wees met genade, met gehoorsaamheid, met Jesus Christus, dan dink jy soos 'n vrou wat met 2 mans gelyk getroud kan wees. Dit kan nie wees nie. So, dit is so interessant. Paulus is eintlik nie besig om oor die huwelik te praat nie. Hy gebruik die huwelik hier as 'n voorbeeld oor vrymaking, leef in Christus, 'n voorbeeld van jy kan nie in 2 wêrelde leef nie. Jy kan nie nog 'n heiden of 'n Jood, 'n wettiese Jood wees en 'n Christen wees nie. Dis eintlik waarmee Paulus besig is. En dan sê hy, net so my broers, het ook julle deur die verbintenis met die liggaam van Christus, wat die wet betref, gesterf om aan iemand anders te behoort, naamlik aan die een wat uit die dood opgewek is, om vir God vrug te dra. So julle het gesterf, en toe julle sterf, toe word julle eienaar van 'n nuwe bruidegom, 'n nuwe mens. Die een wat uit die dood opgewek is om vir God vrug te kan dra. Vers 5, toe ons nog in die onsondige aard vasgevang was, het die sondige hartstogte wat deur die wet kom in ons ledemate gewerk om vrug te dra vir die dood. Wat meer is, dit het nie net ons doodgemaak nie, dit het ander mense om ons ook beïnvloed sodat hulle sonde kon doen en tot die dood toe is. Vers 6, maar aangesien ons gesterf het, is ons nou vrygestel van die wet waarin ons vasgevang was, sodat ons diensbaar kan wees in die nuwe bedeling van die gees en nie in die ou bedeling van die letter van die wet nie. Nou lei die gees ons van binne af. Nou kom sê die gees vir ons, maak ons bewus van sonde en van geregtigheid. Dis hoe ek wil hê, jy moet leef, nie so nie. Ja. Maar nou sit ons nie meer met reëls en regulasies en wette nie. En ek is so versigtig, daar's kerke en ek is nie teen die kerke nie, ek dink kerke doen goed, selfs kerke wat baie keer 'n bietjie wetties is, nee, ek wil nie name noem nie, maar daar's nuwe charismatiese kerke wat wetties is, daar's ouer tradisionele Pinkster en charismatiese kerke wat taamlik wetties is, jy mag nie dit doen nie, jy mag nie so maak nie, jy moenie dit doen nie, jy mag nie dans nie, jy mag nie daar wees nie, as enigiemand jou vang, kan jy nie 'n groepie leier van jou sel wees nie, en
En dan is ons weer terug by wettisme, vrees, want nou sê ons eintlik, luister, jy het nou beweeg van hierdie wêreld in hierdie wêreld in, maar ons gaan jou hanteer soos wat hierdie wêreld sy mense hanteer het. Ons gaan nou vir jou reëls en wette maak. Ons gaan nie toelaat dat die gees van die Here in die binnekant van jou vir jou lei en vir jou sê wat om te doen en nie te doen nie. En ek wil weer sê, ek wil die voorbeeld gebruik. Jare terug, toe Ricky Marie vir ons vertel, hoe het sy net tot bekering gekom en haar Bybel gelees so met haar sigaret so in haar hand. En dan blaas sy die as en dan lees sy en sy het so honger vir die woord gekry. En eendag, seker 'n paar maande nadat sy tot bekering gekom het, kyk sy ewe skielik en sien sy die sigaret in haar hand. En die Here oortuig haar om te los, om die sigaret te los. Ja. En ek wil sê, wanneer jy tot bekering kom, en ek wil nou nie praat of rook sonde is of nie sonde is nie, ek dink dit is sonde, net wanneer die Here vir jou sê dit is sonde. As die Here nog nie vir jou gesê dit is sonde nie, kan jy 'n wedergebore Christen wees wat rook. Ek gee nie om nie. Ek weet as, dalk gaan mense vir my e-mail stuur en sê, ek stem glad nie saam met jou nie. Wel, ek sê vir jou, ons is nie meer onder hierdie wet nie, ons is nie meer getroud met hierdie man nie. Ons is nou getroud met die bruidegom, wat sy gees in die binnekant van ons lê en vir ons dan oortuig. En een ou kan rook en die Here dien, en 'n ander ou kan nie rook nie. En een ou kan eendag kom en sê, "Sjoe, ewe skielik het die Here my oortuig dat dit nie meer reg is nie, ek het dit nou ophou doen." En dan sê ek, prys die Here. En een ou kan 'n bier drink en 'n ander ou sê, "Nee, ek mag glad nie drink nie." En eendag sê die Here vir hierdie ou, "Hoor, ek wil hê jy moet ophou drink." Of wat ook al die geval mag wees. Hierdie groep mense werk in die oortuiging van hulle hart. En daarom is ons 'n kerk wat nie vir jou gaan sê wat jy moet doen en wat jy nie moet doen. Jy mag nie dans nie. In ons kerk, ek kom uit 'n kerk uit waar ons mag gedans het, ons mag dit net nie geniet het nie. Maar as ek hierdie goed aan dink, dan dink ek, pas op vir eksterne reëls en regulasies. En ek so versigtig dat ons kerk nie eksterne reëls en regulasies op mense sit nie. Elke nou en dan moet ek vir iemand sê, "Wow, ja maar, pastoor, jy moet vir die mense in ons kerk sê, tatoeëermerke is sonde." Dan sê ek, "Nee, ek gaan nie dit sê nie." As jy dink dit is sonde, is dit vir jou sonde. As die gees van die Here dit nie vir iemand anders te gesê het nie, dan is dit nog nie vir hulle sonde. Ja, maar dit staan daar in die Bybel, Ou Testament. Maar, laat dan toe as dit die oortuiging van jou hart is, bid vir daai mense wat jou irriteer, jong mense, mense met tatoeëermerke, whatever, bid dat die Here hulle sal oortuig. Ek weet nie of hulle daar verandering kan maak nie, maar wat ook al die geval mag wees, nie, jou reeltjies en jou regulasies in die Ou Testament, kom ons vat 'n meer relevante ding, hoorie, Sabbate, ons moet die Sabbat onderhou, pastoor, ons moet die Sabbat onderhou. Ek het 'n ding van die rusbeginsel, wat die Here my oortuig het. Vrydag is my Sabbat, ek werk nie. Dis Vrydag vir my, want ek werk Sondag. Ek dink dit moet Sondag wees vir meeste mense. In ons kerk hou ons dit op 'n Sondag, kom ons saam in die naam van die Here. Ek's nie wetties daaroor. Ek wil graag hê die Here moet jou oortuig in jou hart. Behou die rusbeginsel. Sit iets van die week uit om aan die Here toegewyd te wees. Ek sien Lewiete, 'n groepie mense uit 12 stamme is toegewyd aan die Here. 'n gedeelte van die grond waarop die Israeliete kamp, dit wat ons vanoggend gelees het, is toegewyd aan die Here, daarop staan die tempel. 'n berg waarop die tempel gebou gaan word, Sion berg, deel van die stad, is eenkant gesit toegewyd van die Here. Die Here praat oor en oor mense, plekke, dinge, geld, wat toegewyd word en eenkant gesit moet word vir die Here. En in ons Nuwe Testamentiese hart moet ons besef, hoor jy, alles van my en jou behoort nou aan die Here. Here, in beginsel, besef ek die beginsel.
mag my week so wees, dat ek 'n Sondag toewy aan U, nie aan bootry en vakansie hou, of shopping doen en fliek kyk nie, aan U. Daarmee sê ek nie, in ons kerk mag jy nie gaan fliek op 'n Sondag nie. Verstaan jy? Dis nie wat ons sê nie. Ons sê net, mag jy in jou hart deur die Gees oortuig raak, om vir die Here iets van 'n week te gee, iets van 'n oggend te gee, iets van 'n dag te gee. Mag dit in jou hart oortuig wees dat jou hele salaris behoort eintlik aan die Here. Jy mag 90% daarvan gebruik, maar 10% moet jy in die oortuiging van jou hart vir die Here kom gee. Ons is nie 'n kerk wat sê jy moet jou 10de gee, en as jy nie jou 10de gee nie, gaan jy nie gebless word nie. Ek glo nie daarin nie. Ek glo nie daarin nie. Ek glo daarin dat daar 'n spesiale seën is as jy die beginsel van eerste vrug, van iets vir die Here, van toegewydheid, van alles is syne, maar ietsie gaan spesiaal aan hom gegee word, as ons daai beginsel toepas. So dis net nog 'n voorbeeld van iets wat die Gees van die Here in ons harte moet werk, want ons gaan nie wette maak. Ons het nie reëls en regulasies in ons kerk oor tiendes nie. Dis nie, as jy nie jou 10de betaal nie, kan jy nie 'n lidmaat word nie. Ons is nie daar nie. Ons is nie daar waar ons sê, hoorie, jy moet op Sondag kerk toe kom, anders dit en dit. Ons het nie reëls en regulasies nie. Daar is 'n beginsel. Ons is nou daar waar ons sê, hoorie, ons gee vir honger mense kos, maar ek dink hulle is honger, want hulle bly nie by die beginsels van Jesus Christus nie. So, ek wil julle kerk toe nooi, ek wil julle help, ek wil julle oortuig om Sondag in die kerk te wees, en dan kan ons julle aanhou help in ons kosskema. Maar ek dink dit sal onwys van ons wees, om julle net aan te hou help met julle kosskema, maar julle kom nooit kerk toe om die woord van die Here wat jou verander te hoor nie. So, daarom het ek nou onlangs gesê, as jy kos kry uit ons kosskema uit, moet jy in die kerk wees. Want ek wil graag hê die geklank van die woord jou lewe verander. Sorry, ek saai nie op klipgrond nie. As jy nie kerk toe wil kom nie, dan is jy dalk 'n ongelowige en gaan ek nie aanhou om vir jou kos te gee nie. Dis net, ek gee vir die gelowiges, die skrif van die Here sê vir my, vir die huis van die Here eerste, die broers en susters in die geloof eerste. So, kan jy daai konsep sien? So, Paulus is besig om dit te sê. Miskien moet ons afsluit en net sê, hy sê hier, maar aangesien ons gesterf het, is ons nou vrygestel van die wet waarin ons vasgevang was, sodat ons diensbaar kan wees vir die nuwe bedeling van die Gees en nie die ou bedeling van die letter van die wet. Ons het nie reëls en regulasies nie. Ons is oortuig van binne af. Die oortuiging van ons hart, waar die Gees van die Here, en ek wil net weer afsluit deur te sê, die Heilige Gees oortuig van sonde en geregtigheid. Satan kla aan van sonde. Hy kla jou aan. Wat is die verskil tussen aankla en oortuig? Die gesindheid. Dis 'n klein verskilletjie, en party mense voel aangekla. Dis nie die Heilige Gees wat besig is om jou te werk, in jou te werk nie. As jy oortuig is van sonde en geregtigheid, is dit die Heilige Gees. Hoorie, ekskuus man, daar's sonde in jou lewe, en dis die heiligheid waarby ek jou eintlik wil uitbring. Jy sien, ons is mense van geloof wat 'n toekomsvisie het, wat vorentoe kyk en raak sien, hoorie, maar daar's 'n ideale plan vir my lewe, geregtigheid, en daarom is die sonde dit wat my verhoed om by my spesiale, ideale, potensiële plan van geregtigheid uit te kom. Ek beter deel met die sonde, is nie, ek is skuldig, ek voel sleg, ek het nie vrymoedigheid nie. Nee, inteendeel, Here, dankie dat U my sonde wegvat, sodat ek by my potensiaal kan uitkom wat U my voorgeroep het. So, ja, wat 'n wonderlike voorreg. Ons het 'n nuwe man. Ons ou man het gesterf, ons het geskei van hom. Ons is klaar met hom. Ons is getroud met 'n nuwe bruidegom. Dis wat
Romeine 7 vir ons eindig sê. Ons gaan volgende week aan met vers 7. Okay. Here, dankie vir u woord. Mag u ons deur u gees lei en dat ons vrug van heiligmaking sal dra. Dankie Jesus. Amen. Dankie.